Familie, goeiemôre, dit is Saterdag, die naweek is hier. Ek hoop jy het vanoggend sover 'n goeie Saterdagoggend, waar jy dalk vanoggend hierdie kyk met 'n lekker koffie in jou hand. Hoop ek dit gaan baie goed met jou. Nou, ons het hierdie week gesels oor aanskou. Aanskou die seun van God. En ons teksgedeelte vir vanoggend is Openbaring 1 vers 7 en dit sê die volgende: Kyk, hy kom met die wolke. Elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het. Al die nasies op aarde sal jammerlik oor hom huil. Ja, amen. Nou Kersfees vier ons die eerste keer dat Jesus in ons wêreld ingekom het. As 'n baba, klein, nederig, stil. Maar die geboorte van Jesus wys ons ook na 'n groter storie. God se plan gaan voort tot in die volleinde van alle tye. En vandag word ons genooi om te aanskou, nie net die krib nie, maar die koninkryk wat uit die krib sal voortvloei. Die koms van Jesus. Nou Jesus se eerste koms bring vir ons genade, maar sy tweede koms bring vervulling en regverdigheid. Wanneer ons hierdie twee in dieselfde lig aanskou, dan snap ons iets. Ons snap waarom hy in die eerste plek in die krib moes lê. Omdat God wat mens geword het, uiteindelik alles sal kom voltooi. Dit waarvoor God hom aarde toe gestuur het, vir jou en vir my. En hoekom is dit belangrik vir ons geloof en vir ons voorbereiding op Kersfees? Wel, vanoggend 3 dinge. Eerstens, dis die herinnering aan die doel. Jesus het gekom om te red en om te regeer. En sy geboorte was die begin van die verlossingsreis, wat eindig in die herstel van alles. En wanneer jy die krib, hierdie Kersfeesseisoen aanskou, sien jy die rigting van God se verhaal, van gebrokenheid tot herstel. Die tweede ding is, waaksaamheid en hoop. Die wete dat hy weer kom, dat hy weer op die wolke gaan kom, gee ons 'n hoop en 'n roeping om vir hom te lewe. En ons is geroep om in heiligheid, geregtigheid, liefde te loop, nie uit vrees nie, maar vanoggend uit dankbaarheid. En die derde ding is barmhartigheid en geregtigheid. Die tweede koms herinner ons dat God uiteindelik reg sal laat geskied. Dat lyding nie die laaste woorde kry nie. En dit motiveer my en jou vanoggend om reeds uit liefde en geregtigheid te leef, terwyl ons nog op aarde is. Om Jesus te aanskou in die lig van sy wederkoms beteken dus leef met 'n doel en leef met 'n verwagting. Dit verander hoe jy hierdie Kersfees gaan vier. Nie net as nostalgie nie, as 'n mooi storie nie, maar as 'n voorprent van die koninkryk wat kom. So familie, my hart hierdie week was om werklik jou hart voor te berei vir Kersfees. Dis om die draai. Dis vir minder as 'n week. En ek wil nie hê ons moet die waarde van die Kersseisoen mis nie. Ons weet al lank, dit gaan nie oor geskenke nie. Ons weet al lank, dit gaan nie oor Kersfeesvader of 'n elfie of wat ook al nie. Ons romantiseer glad nie wat ons sien buite in die wêreld nie. Maar wat ons wel as waardig moet ag, is die rede hoekom Jesus gekom het. En mag dit vandag ons hart voorberei. Mag dit vandag ons drywer wees, dat ons sal begin lewe asof Jesus dalk vandag kan terugkom. Mag ons nie langer wag om hierdie goeie nuus met ander te deel nie. Mag ons Jesus aanskou met 'n doel en met 'n verwagting. Kom ons bid saam. Here, vanoggend wil ek sommer net begin deur vir U dankie te sê. Dankie vir hierdie skrif wat hierdie week uitgegaan het, hierdie woord, Here. Dankie dat ons weet dat U woord is kragtig, U woord maak heel, U woord oortuig en lei mense. Ek kom bid vandag, Here, vir 'n diep bewustheid van die Heilige Gees in hierdie tyd, in hierdie Kersseisoen, Here, dat ons oë sal wees op die regte dinge en nie op die dinge van die wêreld nie. Here, dat ons nie Jesus se storie sal romantiseer nie, maar dat ons juis die waarde sal raak sien oor hoekom hy moes kom. Dis my gebed vandag in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Familie,
Dankie dat jy hierdie week saam met my gereis het. Ek wil jou uitnooi om nie môre se preek te mis nie. Dit gaan die hele week se oordeenking so mooi vir jou saamvat en ek nooi jou om môreoggend 9:00 hier saam met my in te skakel. Ek sien jou dan. Lekker dag.